wat in Dalview is, sal ons so 'n bietjie van hierdie boodskap gesien het. Ek het hom so halfpad kom aanbied. Kan jy onthou, Janike? Wat het hier voor my? 'n Pennesakkie, wat julle ook een in saamskool toe. Of julle 'n penneblik. Wat sit in 'n pennesakkie? Sweets, geld. Events. wat kom in 'n pennesakkie? Potlood? Ja, wat nog? Liniaal, uitveer, 'n skêr, Tipex. Okay, as ek in die hoërskool, mag julle Tipex gebruik? Ons word ons Tipex gebruik het. Nog iets? Uitveer, ja. Hulle het al genoem, ja. Dis alles goed wat ons oor die algemeen binne 'n potloodsakkie kry. Maar weet julle die wonderlike ding is, 'n potloodsakkie, iets wat julle elke dag by die skool oopmaak, vertel vir ons eintlik so baie van ons verhouding met Jesus. En nou kan u wat volwasse ding, maar ons het nou nie meer potloodsakkies nie, maar dink u gebruik 'n pen dalk by die huis of by die werk, Tipex soos u gehoor het, of dalk 'n Excel spreadsheet wat jy moet oopmaak by die werk. So op 'n manier kom ons in kontak, ek wil sê, met al hierdie goed wat eintlik in 'n potloodsakkie is. Die wonderlike ding is, so eenvoudig soos wat 'n potloodsakkie is, kan ons vanmôre konnekteer wonderlike dinge wat die Here vir ons kom wys. Deur 'n potloodsakkie in wat hy vir ons kom bied as sy kinders en ook wat hy vir ons sal verwag as sy kinders. So ons moet optree en handel en wandel. En die eerste ding wat ons vanmôre gaan praat in die potloodsakkie is die potlood. Nou as ek nou vanmôre vir Sion hierdie potlood gee, dink jy hy gaan 'n pragtige kunswerk teken? Nee, gaan nie 'n pragtige kunswerk teken nie. En as ek hom vir 'n kunstenaar gee wat al jare geteken het met 'n potlood en hy het baie oefening en hy het gaan leer hoe om te teken en verskillende maniere uitgevind en hy het elke verskillende potlood gebestudeer, gaan so 'n kunstenaar mooi kan teken. Maar hoekom is dan dieselfde potlood? Hoekom gaan Sion lelik teken en die kunstenaar mooi? Ja, help my. Is 'n ander mens meer geoefen, ja? En 'n meer kennis. Okay. Sê vir my, wie's julle sporthelde? In rugby of in cricket? Wat 'n sport kyk julle? Sokker. Hæ? Nou bietjie vir my. Vir wie hou julle? Vir 'n swemmer? Hæ? Almal praat op skool sê hulle gesing rugby spelers Cheslin Colby. Nou as ek 'n rugbybal vashou, wat kos 'n rugbybal vandag? 200, 250, 300 rand, né? En as Cheslin Colby 'n rugbybal vashou, wat kos hy dan? Baie meer, né? Baie meer. En vat nou golf, né? Ek is nie 'n groot golfer nie, maar my tyd was dit altyd Tiger Woods, nou is dit Rory McIlroy, né? 'n Golfstok in my hande dink ek is minus geld werd want ek gaan iets stuk inslaan. Maar in sy hande, hoeveel dink julle is 'n golfstok werd? Miljoene. Ja, is miljoene. Hoekom oor nie van hom nie? Dit sê vir my en vir jou, dit gaan nie oor die potlood nie. Dit gaan oor in wie se hand dit is. En dieselfde met jou en my lewe werk dit ook so. Jou en my waarde. Hoeveel is julle werd? Kan ek jou by jou ma en jou pa koop? En nie kas ek vir jou pa sê 50. Jy het gister vir my geld aangebied om Renay by my te koop, né? Ja, uitgevang. Nou kom dit uit die boodskap uit. As ek vir jou pa sê om R50 gee vir jou, is dit reg? Nee. Ek gaan verniet. So wat is julle waarde? Hoeveel kos julle? Hoeveel geld moet ek vir jou pa gee? Henry? R100? Hoe gaan my met betaal om julle te... Ja. Hulle erken dit vanmôre. Nee, weet jy wat is julle waarde? Prysloos. Julle kan nie gekoop word met geld. En dit is hoe ons is wanneer ons in die Here se hand is. Dan is ons op die regte plek en dan kan ons die meeste goed doen. Want dan is ek gesê met Sion, as julle vir hom hierdie potlood gee, gaan hy skade verrig. Hy kan op mure krap en lelik maak. En baie keer dan plaas ons onsself ook in die verkeerde hande. Ons plaas onsself in die hande van die wêreld, dan maak ons die wêreld, tree op soos die wêreld, dink soos die wêreld. Ons plaas soms onsself in die hande van ons verkeerde vriende wat nie Jesus ken of dien nie. En wat gebeur dan? Dan loop dit ook uit op 'n flop. As ek sê, Here Jesus, hier is my lewe voor U. En U kan dit neem en doen daarmee net wat U wil. Dan gaan hy wonderlike dinge kan doen in ons lewens. Dis hoekom die potlood leer vir ons, dat herinner ons dat God elke dag aan ons lewens wil skryf en werk. Hy gebruik ons om sy storie te vertel. Die beste plek vir jou en vir my om te wees. Die Bybel sê vir ons Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot wat? Wie kan al lees? Tot wat? Wat is daai laaste 2 woorde? Tot goeie werk. En dis waarvoor die Here vir jou en vir my wil gebruik. Maar, as ek 'n potlood gebruik, wat gebeur met hom later? Ja? Hy word klein, né? Of hy? Ek kan doen.
of hy breek 'n punt af, né? Dit gebeur ook. En dan, wat moet dan gebeur? Gooi jy potlood weg, hy's mos nou useless. Skerpmaker. En dis die volgende ding waarna ons gaan kyk. Is 'n skerpmaker. Nou toe ek op skool was, ek weet nie of my ouderdom nie weggee nie, maar ek dink ooms en tannies sal nog meer weet. Dan jy nie sommer 'n skerpmaker in jou eie sak gehad nie. Al voor in die klas was daar 'n skerpmaker vasgeplak en daai skerpmaker moes jy gaan na voor in die klas en hy was so in die tafel vas. En dan sit jy jou potlood daar binne-in en dan het hy so 'n ding wat jy moes gedraai het. Dan maak jy jou potlood skerp. Maar vandag het julle julle eie skerpmakers wat 'n mens gebruik. En wat doen jy? Sit die potlood in, jy draai hom 'n paar keer en wat gaan nou gebeur as ek hom uithaal? Gaan die potlood verdwyn? Ek gaan mooi skerp wees. Dit amper al. Maar dink jy dis lekker vir die potlood? Nee, ek sny bietjie van hom weg, né? Tegnies maak ek hom bietjie seer as jy daaraan dink, né? Wat hy weer mooi is. Kyk hoe moeilik hy. Maar as hy nou langer of korter as wat hy was. So hy het bietjie seer gekry. En dis wat met jou en my lewe ook soms gebeur. Om ons weer mooi skerp en netjies te kry, maak dit soms seer. En soms beleef ons goed in die lewens wat ons seer maak. Dinge wat nie lekker is nie. Ons wil nie daardeur gaan nie. Ons wil dit eerder vermy. En dis dinge waardeur die Here ons wil stuur. Storms in ons lewens, die groot berge wat ons moet klim. En dit maak die lewe moeilik. En dan wil ons eerder sê, Here, ek soek 'n makliker pad. En soms weet jy, kan ons sê, ek wil nie die moeilike pad kies, ek gaan die makliker pad vat. En weet julle, dan bly daai potlood stomp. En wat kan ek met 'n stomp potlood doen? Kan ek mooi netjies teken en skryf? Nee, wat doen mens met 'n stomp potlood wat jy nie skerp maak nie? Jy gooi hom weg. Hy het nie 'n doel om te dien nie, né? Hy maak vir ons niks nie. Ekskuus my, albei boker. Hy's daai ja. En dis hoekom soms moet ons die moeiliker pad kies. As julle twee nou landloop gaan doen, of wat doen julle 2 kamp, 3 kamp, né? Gaan hardloop jy net of oefen jy? Is dit lekker om te oefen? Is dit lekker om altyd vroeg te moet opstaan? Nee. Maar hoekom doen julle dit? Om die potlood skerp te maak dat julle reg is vir wanneer die toets kom, né? So ook in die lewe, vir ons almal. Maak dit soms seer en is dit swaar in die lewe. Dis nie lekker nie. En dit laat ons soms vra, nie wil ek iets hê julle moet weet van vandag weet dat ons dalk nie altyd weet die groot mense, mamma en pappa, het ook nie altyd die antwoorde nie. Dominee het ook nie altyd die antwoorde nie. En soms vra ons ook die woorde, Here, hoekom? Hoekom moet ek soms geskaaf word, geskuur word? Hoekom is dit soms seer en nie lekker in my lewe nie? Maar kyk wat bewerk dit. Dit maak die potlood weer skerp en meer bruikbaar as ooit tevore. Kyk hoe netjies en mooi is hierdie potlood aan die een. Ek het hom nou ergens al sien ek het daai potlood al weggegooi want hy was stomp. Kyk hoe mooi en netjies is hierdie potlood. Die skerpmaker wys dat God ons soms moet slyp deur moeilike tye sodat ons skerper kan wees vir sy doel. Jakobus 1 vers 2 en 3. Jakobus klink amper bly as hy hierdie vir mense sê. Hy sê, ag, dit louter vreugde. Hy sê, dit maak my bly. As julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid werk. Nou as mense weet wat Jakobus hier bedoel nie, dan klink dit of Jakobus sê, ek is so bly julle gaan moeilike tye deur. Dis lelik, hè? Ek gou as jy vir 'n maatjie sê dit gaan moeilik met my en hy sê ek is bly, is dit 'n goeie maatjie? Nee, hy moet sê ek is jammer om dit te hoor. Maar Jakobus verstaan hoekom hierdie dinge gebeur. Hy verstaan hierdie mense soos 'n stomp potlood en hulle moet skerp gemaak word. En is nodig dat die Here in hulle kom sny en vorm dat hulle weer reg kan wees vir sy doel. So gaan dinge altyd lekker en maklik wees in die lewe. Nee. Maar as ek in God se hand is, sal dit altyd die moeite werd wees. En dit wil ek hê julle moet onthou. Spesiaal vir ons katkasante wat in die hoërskool is, om ons groot besluite moet neem. Waar die lewe nou voor jou lê. Wat gaan ek studeer? Wat gaan ek maak? En watse man of vrou of meisie of kerel gaan ek kies? Of watter vriendegroep gaan ek beïnval? Dis hierdie belangrike besluite. Ek sien hierdie glimlag wat ek so kry, dit is die liefde wat bloei. En dis wat die skerpmaker vir ons leer. Maar dan ook volgende, kan ons daar uitveer. Dit is mos 'n stuk bubblegum daai gelyk, maar nee, dis 'n uitveer. Wat maak mens met 'n uitveer? Druk jy gate in hom, né? Ek weet nie wie was dit nie, maar sien jy los gate in. Wie van julle doen dit ook? Vra vir mamma en pappa, hulle het ook op skool gedoen. Almal vir een of ander rede 'n potlood gevat en hom in 'n uitveer ingedruk. Ek weet nie hoekom nie. Wat doen mens met 'n uitveer? Eet jy hom? Asseblief moenie dit doen nie. Wat maak mens met 'n uitveer, ja? Ja? Wat jy nie moes skryf nie. Wat skryf jy in jou boeke, Christian? Ja, as jy 'n fout gemaak het, dan haal hy die fout uit. En die uitveer herinner ons dat God ons sonde uitvee wanneer ons dit bely.
Ek het hierdie groot fout gemaak by Dalview, toe ek wil praat met die kinders oor bely. Al wat hulle hoor is jy moet bly wees. Toe sê ek nee, dis bely. Wie weet wat beteken dit om te bely? Wie kan my help? Iets vir is? Nie bly nie. As ek sonde gedoen het, dan sê ek vir God ek is. Dis wat bely beteken. Sien julle daarso steek 'n uit by die bely. Né? Daai Dis nie bly nie, dis bely. Sê Here, ek is jammer vir die sonde wat ek gedoen het. In Johannes 1 vers 9 sê, dis so mooi Bybelvers hierdie. As ons sonde bely. Wat beteken bely? Om wat daar sê. Hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons wil alle wag, seker nie alle nie. Sekere ongeregtighede te rein. 'n Paar ongeregtighede. Is dit wat daar staan? Wat staan daar? Alle ongeregtighede te rein. So wat sê dit as ek iets verkeerd doen? Gaan God net soms my vergewe? Gaan hy net sekere sonde vergewe? En sal hy dan doen? Definitief sal hy dit doen. Want weet julle wat, maatjies, nee, as ek en jy kyk na die kruis, soos ons hier na die kruis, is 'n mooi ding. Maar toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy nie net vir sekere sonde gesterf nie. Hy het nie net vir 'n paar mense gesterf nie, hy het vir almal gesterf. En al het ek en jy nog eers bestaan nie, het God vir jou en vir my sonde ook gesterwe. Hy het gesterwe vir die sonde van die verlede, van die hede, die nou en van die toekoms. Maar al wat hy nou vra dat ek en jy moet doen is na hom toe kom en daai sonde bely. Jammer sê, Here, ek is jammer vir die sonde. En dink julle as ek sê, Here, ek is jammer en ek gaan doen dit weer, is ek regtig jammer? Nee, dis hoekom Spreuke sê ook ons moet ons sonde bely en laat staan. Wat beteken hy laat staan? Moet die sonde regop staan? Wat beteken moet dit nie weer doen? Dis wanneer ek regtig jammer is. Here, ek is jammer vir my sonde, kom vee dit uit my lewe uit, verwyder dit wat ek verkeerd gedoen het. En ek gaan ek 'n uitveer gebruik en ek vee mooi uit. Kan iemand kan sien daar was uitgevee. As hy nou mooi uitgevee is. Nee, jy gaan nie kan nie. Dan druk jy te hard. En dis hoe die Here Jesus met jou en my sonde maak. As hy kom uitvee, né? Gaan hy nie eendag sê, Janike, onthou jy daai dag toe jy daai gedoen het en skelm so gemaak het en so opgetree het, of Larissa, onthou jy toe jy daai gesê het, of of Amoret, onthou jy daai dag? Nee. Jesus gaan nooit dit doen nie. As ons sonde bely, jammer sê, neem dit weg. Dis asof hy sonde nooit gebeur het nie. Ek het wel slegte nuus vir julle. Mamma en pappa gaan dalk nog 'n hoof 2 moet gee. Jy kan net vir hulle sê jammer en dink hulle gaan vergeet nie. Nee, as ons hier verkeerd doen, moet ons gestraf word, maar Jesus vergewe ons sonde. Volgende, nou moet ek gou krap vir hom hierso my potlood-sakkie word in. Dis 'n skêr. Wat doen mense met 'n skêr? Op reg vas, so nee. Ek kon nooit mooi knip op skool nie, ek is links. So ek kon nooit mooi geknip het en die juffrou altyd my handpak gegee, dan sê ek knip in die verkeerde hand. So ek is jammer, ek is nou maar links nie, ek hou nou met hierdie hand vas. Maar ja, jy knip, wat knip jy vingers? Asseblief nie. Wat knip mens met 'n skêr? Ja. Knip jy net, ek wil sê spontaan, wat knip jy? Om die raam, so jy knip iets uit, né? Jy knip iets, jy verwyder iets, dat daar iets mooi oorbly. En is dit 'n skêr ook in jou en my lewe te kom? Die skêr simboliseer dat ons soms dinge moet afsny wat nie goed is vir ons geloof nie. Verkeerde vriende, gewoontes of selfs verkeerde gedagtes, om dit uit my lewe uit te knip. Weet julle, daar was eendag 'n man, hy het die mooiste standbeelde ooit gemaak uit klip uit. En mense het verwonder, hoe kry hy dit reg? Hoe weet hy hoe hierdie standbeeld moet lyk? En hulle vra toe van eendag, vertel vir ons jou geheim. Hoekom maak jy die standbeelde so mooi waar ander nie kan nie? Hy sê dis maklik. As ek na hierdie groot stuk blok klip kyk, dan kyk ek en ek sien die beeld wat ek wil maak, terwyl die groot blok nog daar is. Hy sê alles wat nie daardie beeld is, haal ek weg. En God het vir jou en vir my 'n beeld. Hy het 'n manier hoe hy wil hê ek en jy moet lyk en optree en maak. Die doel wat hy vir jou in my lewe wil hê. Hier's nog 'n ding wat ek wil hê julle moet weet, dat mammas en pappas ook vra. Hulle vra, Here, wat is my doel? Hoekom is ek hier op aarde? Wat maak ek hierso? Is ek toevallig of per ongeluk, of het U 'n plan vir my lewe? En die antwoord is altyd, die Here het 'n plan vir ons lewens. Maar om daai plan te bereik, moet die Here soms kom wegneem wat hom nie behaag. Dat daardie beeld wat oorbly, die beeld sal wees wat hy vir jou en vir my in gedagte wees. Dink julle is lekker vir 'n papier as jy hom stukkend knip en wegknip? Nee, né? Maar is dit nodig? Ja, dat jy daai prentjie mooi,
soos hy moet lyk, daar kan uitknip en wat dit vir ons voorhou. Romeine 12 vers 2, en laat julle nie gelykvormig maak aan hierdie wêreld nie. Dis 'n groot woord, gelykvormig word. Die Bybel sê moenie soos die wêreld lyk nie. Moenie soos die wêreld optree nie. As ek nou vir julle vertel, né, dat hier's 'n dier hier buite. Hy het 'n lang ore, 'n tong wat uithang, hy blaf, hy het 'n stert wat waai. Wat se dier is dit? Is jy seker? Kan dit 'n kat wat blaf? So weer is 'n hond. Julle het hom nie gesien nie. Julle gesien ook toe kom verduidelik het, toe weet julle presies hoe. En dieselfde met jou en my. As ons 'n sekere manier praat, 'n sekere manier optree en 'n sekere manier met mense is, gaan dit wys. Ken ek vir Jesus of ken ek nie vir Jesus? En dit is belangrik. Soos ek 'n hond verduidelik het aan sy kenmerke, né? Hy het ore en 'n tong en hy blaf en al hierdie dinge. Dis 'n hond. As ek sê jy's liefdevol, jy gee om, jy help ander, beskryf jy iemand wat Jesus ken en liefhet. As jy sê nee, hy vloek, hy praat lelik, hy beklei, hy slaan, hy boelie, dan beskryf jy nie iemand wat Jesus ken nie. Dis iemand wat gelykvormig soos die wêreld word, iemand wat soos die wêreld lyk. En dan sê dit moenie in hierdie wêreld, laat julle nie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nog groot woorde. Jesus sê vir jou en vir my, soms waar die verandering moet plaas, nie buite nie, maar waar? Binne. Nou die woord hier is gemoed. Gemoed praat van of ek bly of hartseer of kwaad of gelukkig is. Maar my gemoed moet nie net bly wees, dis nie wat dit beteken, dit moet verander. My gemoed moet wees, wat kan ek vir Jesus doen? Wat kan ek uit my lewe uithaal wat my meer soos Jesus laat lyk? Volgende, wat is daai? Prut. Wat doen mens met prut? Sny vir hom. Wat 'n lag is daai? Laat my bekommer hoor. Wat doen mens met prut? Ja, Christian. Jy plak papier, né? Ja. Of jy sit hom op jou hand en dan klap jy jou boetie, gee hom 'n taai klap, né? Nee, moenie dit doen nie, asseblief nie. Nie vir jou pa sê ek het gesê hulle mag nie. Nee, prut gebruik ons om iets te plak, né, dat hy vassit. En ek onthou op 'n tyd was daar so 'n advertensie van prut op die televisie. Ek weet nie of u kan onthou nie, was 'n spesiale prut. As sit hulle dit onder die ou se skoen en plak hulle hom teen die dak vas. Dink ek sal dit probeer nie. Maar dis die doel van prut, om iets vas te plak, dat hy daar moet bly, né? Dat hy nie moet afval nie. Die prut herinner ons dat ons God vas moet bly, aan hom vas moet bly, dat ons kleef van sy woord en nie loslaat nie. In ander woorde, ons moet geanker wees in Jesus. Waarvoor gebruik mense anker? Waarvoor gebruik 'n boot 'n anker, ja? Om dat hy nie wegdryf nie, né? Mooi gesê. En weet jy, daar's soms golwe in ons lewens wat ons wil wegdryf, weg van Jesus, weg van die goeie, weg van die dinge wat God bly maak. En hoe bly ons geanker in Jesus? Deur om in hom vas te hou, deur om in sy woord te lees, deur om te bid, deur om met hom te praat en deur om nee te sê wanneer daai stemmetjie kom fluister, maak so, doen dit, daai verkeerde dinge. En so moet ons geanker bly in Jesus. Johannes 15 vers 6 sê Jesus, bly in my en ek in julle. Bly in Jesus. Hier is 'n ding wat ek wil hê julle moet weet, en ek wil dit vir die volwassenes ook sê. Om 'n kind van die Here te wees, is nie maklik. As jy dink is maklik, maak jy 'n fout. Dis uitdagend. Daar's elke dag 'n nuwe uitdaging, 'n nuwe bekommernis, 'n nuwe vrees. En al hoe ek en u geanker vas gaan bly in Jesus, is deur om hom te bly vashou deur sy woord, deur gebed en deur samesyn van kinders van die Here wat ons aanspreeklik hou. Wat sê, ons doen nou verkeerd, ons tree nou verkeerd op. En net soos ons kinders korrigeer om te sê, julle tree verkeerd op, julle doen verkeerd, het ons as kinders van die Here ook om mekaar te korrigeer, nie te oordeel nie, korrigeer. Die woord wat die Bybel gebruik is vermaan. Wie weet vir julle wat vermaan is? Ja, 'n ding wat in die aand skyn. Weet julle wat is vermaan? Dit moet groot word. As jy hom ken, gaan baie beïndruk wees, ja? As ek sê ek vermaan jou. Uitstekende antwoord. Ek is trots op wie jy kom sê ek het die regte antwoord. En baie mense sal sê jy skel hom uit en is definitief nie dit nie. Vermaan is nie wanneer iemand skel. Mense dink vermaan is ek gaan nou en ek sê jy het nou verkeerd gedoen en ek slaan jou op die hand. Die Griekse woord, né? Grieks. Parakaleo. Para beteken parallel. Ek gaan staan langs my vriend, parallel met hom. Kaleo, dis die NG Kerkgemeente hierso se naam, is 'n Griekse woord, beteken ek roep. So ek tree langs my vriend op en ek roep hom en ek sê kom, volg my na. Volg in my voorbeeld na. En dis wat Paulus gesê het, wees my navolger soos ek is van
Christus. En dit is wat vermaan is. Mans en vrouens, ons moet mekaar vermaan. Broers en susters in Christus, ons moet mekaar vermaan. Of ek ouer of jonger as iemand is, hulle vermaan. En hoe mooi dan word uitgedruk. Dis nie ek skel iemand uit nie, dis ek help iemand reg. En dis wat ons moet doen, dat ons in Jesus kan bly. En die laaste ding wat ek hier in my potloodsak het, en nou moet julle verskoon, hier's baie van hulle. Kom ek sit hier neer. Inkleerpotlode, né? Dink gous ek vir julle 'n mooi prentjie gee. En ek gee net vir jou rooi kry en ek sê gaan kleer hom in. Gaan jy dit reg kry? Jy gaan dit reg kry, gaan mooi lyk. Sal dit beter lyk as ek vir jou rooi, geel, groen, pers, oranje, blou, al daai kleure gee? Sal dit dan mooier lyk? En dit is hoe dit werk. God het ons almal anders gemaak. Almal van ons wat hier sit môre is 'n ander lengte, wat vir Reinhard, hy's 'n hemelbesem, ek kyk op vir hom. En ander is weer kort, ander is weer soos die dominee lekker rond, en ander is weer lekker maar, en so lyk ons almal verskillend. Maar selfs hoe ons gesig lyk ons verskillend. En nog iets wat verskillend is, nie my hand nie. Wat is iets wat net jy het, wat niemand soos jy het? Jou? Ja? Jou vingerdruk, né? Vingerafdruk. Net jy het 'n vingerafdruk soos jy. En dit wys hoe uniek God ons gemaak het. Hy het ons almal anders gemaak. Hoekom het God ons anders gemaak? Het ons anders gemaak dat ons moet beklei en vassit en stry? Nee. Dink gaan daai prentjie wat ek vir julle verduidelik het. As jy hom net rooi inkleer, gaan hy mooi lyk. Nee. Elke, daar het jy mooi gesê, gaan wat wees? Gaan boring wees, né? Dink gous ons almal dieselfde was. Selfe gedink het, selfe opgetree het, selfe gemaak het, sal boring lewe gewees het, né? Sal baie slimmer gewees het. Ek dink jy het gedink as almal soos ek is. Nee, die Here maak ons almal uniek en anders. Die kleerpotlode wys dat God ons elkeen uniek gemaak het met verskillende gawes en kleure om die wêreld mooier te maak. In 1 Petrus 4 vers 10, elkeen het sy gawe ontvang, gebruik dit om mekaar te dien. So nie net lyk ons anders nie, God het ons anders gemaak. Sekere mense hou daar baie daarvan om 'n klomp mense te kuier, soos Tannie Charlies. Sy moet vir almal in die kerk gaan hallo sê. Waar dominee is so skaam, hy kruip in die konsistorie weg tot hy moet niks pot somme. Ons almal is anders, maar God maak ons anders om ons te gebruik vir verskillende redes. So dalk sê jy, weet jy, my maatjies, hulle praat so maklik vir mense, ek sukkel. Of weet jy, daai vriend vir my, hy's so atleties, hy's so vinnig en so sterk en so slim en hy spring so hoog. Ek is nie soos hy nie, ek is seker sleg en hy's goed. Daar's nie so iets. Ons is anders. Maar God gebruik jou vir goed wat hy daai maatjie nie voor kan gebruik nie. As ek vir julle sê, julle moet nou vir my mooi wolke teken, hier soos 'n rooi potlood, gaan dit reg lyk? En as ek sê hier's 'n blou potlood teken vir my mooi wolke? Okay, as ek sê kleur vir my die gras in, hier's 'n blou potlood, gaan dit daar. Maar as ek sê hier's 'n groen potlood, kleur vir my gras in, gaan dit daar. Elke potlood het sy doel. Elkeen van ons as ons hier sit, het 'n doel. God het jou en my uniek en anders geskaap. En ons is geneig om te wil terugstaan en te wil sê, ek praat nie so maklik voor mense. Ek het nie goeie mense verhoudings. Ek het nie goeie hierdie verhoudings of ek weet nie hoe om hier op te tree of hier te maak. Die ander goed kom makliker vir ander mense. Dis nie toevallig of per ongeluk. Nie een is hoër as die ander nie. God het elkeen van ons, soos ons hier vanmôre sit, uniek en anders geskape met 'n doel om ons te gebruik tot sy eer. En dis wat die potloodsakkie vanmôre vir ons sal kom herinner. As ons kyk na die potlood, die skerpmaker, die uitveer, die prit, die skerp en die inkleerpotlode en alles daardeur. Is daar 'n les vanmôre vir jou en vir my agter? Die les wat ek en jy vanmôre kan leer is God het 'n plan vir een en elkeen in ons lewens. Maar of daai plan gaan realiseer of dit gaan gebeur is in my hande. Gaan ek toelaat dat God my soms bietjie moet skerp maak al maak dit seer? My antwoord is maklik om te sê wag tot dit moet gebeur, né? Dominee wil ook altyd sê ja, nee, definitief. En dan kom daar 'n dag en hy sê, "Ag, hoekom gebeur hierdie?" En dan vergeet ek maar, het ek nie gebid en gesê, Here, maak my, vorm my, breek my, smelt my, net soos U wil. U ken daardie lied wat ons sing dit, maar bedoel ons dit? Julle sê dit verborre. Maar ek wonder wat sou ons antwoord vanmôre wees. Die Here het 'n doel en hy wil jou en my kom vorm na sy beeld. Dis nie altyd maklik. Dis nie altyd lekker nie. Maar dis die moeite werd. En mag hierdie eenvoudige boodskap van 'n potloodsakkie vanmôre vir jou en vir my kom wys dat God is nie klaar met enige een van ons en dat hy nog in jou en my lewe wil werk. So as julle nou weer maandag by die skool is en julle kyk 'n potloodsakkie, gaan julle onthou alles wat hier binne is.
wat julle moet maak en wat julle doen. Ja, Christian. Ek het my PowerPoint slide vergeet, jy is reg. Wat doen mens met 'n liniaal? Trek jy 'n kromlyn? 'n Reguit lyn. Is dit nie vir sirkels maak nie? Nee. So 'n liniaal is om 'n reguit lyn te trek. Wie wil gou vir my 'n toets kom help met 'n toets? Okay, ek het julle al baie gevra, maar een van julle my nie help nie. Wie van julle twee sal my help? Jy my kom help, sussie? So jy nie my kom help nie. Jy Boeta, as jy my kom help. Jy ook nie. Een van die katte. Wie gaan my kom help? Wie my kom help? Daar's hy kom help my. Andrew, dankie. Okay, Andrew, voorkom staan, hè? Staan vir my teen die muur, kyk na my toe. Andrew, ek gaan nou vloei vertel die waarheid, met jou oë styf toe maak. Okay, styf toe. Dan moet jy na my toe loop. Moenie oë oop maak nie. Loop na my toe. Kom, vinniger Andrew. Vinniger Andrew, vinniger. Andrew, kom. Amper val jy af. Mooi gedoen, jy kan maar gaan sit, Andrew. Andrew moes nou 'n kort afstand geloop het, maar dinge ek sê op 'n rugbyveld, maak jy oë toe en loop. Dink jy julle gaan reguit lyn loop? Nee, jy gaan begin skeefloop later aan, hè? So ons moet vra, hoe kan ons lewens reguit hou? Dat ons reguit bly op die pad. Waarmee dink julle? Psalm 119 sê, waarmee sal die jongeling, dis julle, sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Wat is die woord van die Here? Nee, wat is die woord van die Here? Waar lees julle woorde in die kerk? Nie? Sê. So waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, reguit hou? Deur dit te hou na die Bybel. Leer en lees en leef wat die Bybel vir jou en vir my sê. As ek wil weet wat is God se wil vir my lewe, hoe ek moet maak, hoe ek moet optree, kry ek in die woord van die Here in die Bybel. En die Bybel is 'n boek wat meer as 2000 jaar, tussen 4000 en 2000 jaar terug geskryf is. Dit is 66 boeke in 3 tale oor 3 kontinente en dit van 40 skrywers geskrywe. So dis 'n unieke boek soos geen ander boek nie. Want dit is nie net 'n boek nie. Dit is God se woord wat hy vir jou en vir my gee. En as ek wil weet hoe ek moet lewe en reg lewe, moet ek dit hou na God se woord. Ja, Christian. Hoe het jy ooit 'n Bybel gekry? Dis 'n goeie vraag. Ek sê jy vinnig antwoord, dink die ooms en tannies ook sommer weet. So weet jy wat het gebeur? Nou, hulle het briewe vir mekaar geskryf, soos Paulus. Hy het baie briewe, dan skryf hy 'n brief vir 'n gemeente. So Paulus skryf vir Brakpan 'n brief. Dan kry ons hierdie brief, dan plaas van dit die dominee preek, dan lees hy hierdie brief as 'n preek vir almal voor. Dan moet hulle nie printers gehad soos ons nie, dan maak hulle 'n kopie, hulle skryf hom uit. Weet jy wat doen ek dan? Dan stuur ek hom vir Springs gemeente en vir Nigel gemeente en vir al hierdie gemeentes. En wat hulle dan doen is hulle bære hierdie papiere, want dit is baie belangrike dokumente. En lankal as hy mense dood, né? Dan of hulle grawe dit op of hulle kry dit mooi weggebære en dan sê hulle, maar hier's 'n brief wat aan Brakpan geskryf is, ons kry hom in Nigel. Maar hier's nog 'n brief wat aan Brakpan geskryf is, ons kry hom in Boksburg. Hier's nog 'n brief aan Brakpan geskryf en ons kry hom in Springs. Kom ons lees hulle. Hulle stem ooreen, hulle pas saam. Dan is die brief eg, dis 'n regte brief. Ons weet dit is dan aan Brakpan geskryf. En so het hulle al 66 boeke in die Bybel so bymekaar gehou. En hulle het nie op papier geskryf soos ons nie. Hulle het dit op papirus, kyk soos papier, baie groot rolle al gesien wat hulle so oopmaak. Hulle het op dit geskryf, hulle so het hom mooi veilig weggebêre, dan kon hy duisende jare gehou. Maar ja, ons gaan nie nou in diepte daaroor nie. Julle moet kom vir die aanddiens en nou nooi ek almal uit, vra wat pla. En ek dink jy moet spesiaal, Christian, dit lyk my jy het baie vra. Vanaand se diens om 6uur gaan ons juis praat oor hoe kan ek die wil van die Here ken? Hoe kan ek weet hoe ek moet optree en maak in my omstandighede? Want kom ons wees eerlik, nêrens in die Bybel sê dit, Reinhard, jy moet so lewe en so maak en so optree en hierdie besluit neem en hierdie vrou kies en hierdie vakke op skool neem en hierdie rigting met jou lewe. Hoe weet ek wat die regte ding is? So kom luister vanaand om 6uur, gaan ons praat oor hoe kan ek die wil van die Here ken vir my lewe. Maar om terug te kom nou hier by vanoggend se boodskap, sal julle onthou dat wanneer julle weer na potlood-sakkie kyk, dat God wil jou en my lewe kom vorm en maak. En elke iets in my potlood-sakkie wys my daarna. Sien dit onthou? Sien dit onthou? Wonderlik. Kom ons maak die oë toe. Here Jesus, baie dankie vir vanmôre en hierdie wonderlike voorreg dat ons uit iets eenvoudig soos 'n potlood-sakkie kan leer van hoe ons lewens moet wees en ons moet optree. En Jesus, baie dankie dat ons kan weet, U verlaat ons nie vir 'n oomblik nie.
Soms gaan ons moeilike tye deur. Soms is ons daar die potlood binne 'n skerpmaker. En die potlood wil net daar uitkom. Hy wil nie daar in wees nie, maar dit maak seer en is nie lekker. Maar uiteindelik wanneer U hom daar uithaal, is hy skerp en reg vir enige uitdaging in die lewe. En Here, dalk sit U vanmôre van ons kindertjies of selfs vir ons volwassenes wat so voel. En Here, wil U nie net weer in ons harte kom vasmaak, dat ons kan weet, U sê vir ons, my kind, ek is nog nie klaar met jou. Ek wil jou vorm na my beeld. Ek wil jou kom maak na die doel vir jou lewe wat ek in gedagte. Mag ons dit nie vir 'n oomblik vergeet nie, Here. Want wanneer ons die regte uitkyk het en weet Jesus is besig met my, dan maak die storms en die uitdagings nie saak, want ek weet in wie se hand ek is. Seën ons vanmôre en wees met ons. Ons bid dit in Jesus se heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.